Vriende, dankie dat julle ingeskakel het. Weet dit is opstandingsoggend. Dis 'n baie groot dag op die Christelike kalender, want Vrydag is verby, Paasnaweek is amper alweer verby, né? Onthou, dit was Vrydag kruisigingsdiens en nou is ons by die opstandingsdiens, by die groot oorwinning van ons Here Jesus Christus. Jy weet, ons het oor die 40,000 intekenare wat kyk na ons boodskappe wat voltyds ingeskakel is by ons aanlyn gemeente en wat luister. En jy's maar deel van hulle en ek is so dankbaar dat jy ingeskakel het. En as jy meer wil weet, gaan kyk daarso op ons webtuiste by Lewende Woord Vol Evangelie Kerk hierso in Parow. En dan sal jy sien ons sendingwerk wat ons doen. Ek kom pas terug uit Australië uit, die firewall. Ek is nou weer op pad aan Angolese grens toe. En van my manne wat hier saam met my werk stuur ons na Ouagadougou in Wes-Afrika. Daar's baie dinge wat ons doen. As jy meer wil weet, skakel gerus in by dit wat ons doen, wat jy sommer baie maklik kan gaan kyk by Lewende Woord Parow Vol Evangelie Kerk, hoor. Maar dankie dat jy vandag ingeskakel het. Onthou, hier is 'n baie besonderse dag. Dis die dag van alle dae. Wat sou dit help dat Jesus vir ons gekruisig is, maar hy het nooit opgestaan uit die doodheid nie. Die feit dat hy opgestaan het, dat die graf leeg is waarom ek en jy om die woord vergader. Anders sal dit mos nou nodeloos wees. Paulus sê in 1 Korintiërs 15, as Christus nie opgewek is en dan is julle geloof nutteloos, beteken dit absoluut niks nie. Hy sê maar nou, Christus is opgewek uit die doodheid en hy leef, hy het opgestaan. Kom ons lees saam hier in die evangelie van Matteus, hoofstuk 27, en ek lees vir jou vanaf die 22ste vers. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê almal vir hom, laat hom gekruisig word. En die goewerneur sê, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skree nog harder en sê, laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien dat dit niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien. En toe sien ons die kruisverhaal en hoe Jesus gekruisig is. En as jy aanhou moet lees, kom by hoofstuk 28. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, dit is nou Sondagmôre, die eerste dag van die week, kom Maria Magdalene en die ander Maria om na die graf te kyk. En daar was 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En ons lees in vers 5, hy sê vir hulle, moenie vrees nie, ek weet dat julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hulle die Here neergelê het. En daar was toe niks nie, behalwe van die kleed wat Jesus gehad het. Vader, ons bid dat U die heerlike woord, wonderlik, goddelik in ons harte sal seën. Want sekerlik wil U op hierdie opstandingsdag van U seun, Jesus Christus, die grootste verhaal wat ooit vertel is, van die een wat uit die doodheid opgestaan het, ter wille van ons en vir ons, en die een wat die dood oorwin het, sonde oorwin het, die duiwel oorwin het, en aan wie die oorwinning behoort. Jesus Christus, ons Here, die opgestane Heiland. Ons loof U, Vader, vir die Gees wat in hom gewerk het, en om hom uit die doodheid op te wek vir ons saligheid. Aan U al die lof en al die ere, word verheerlik, ook deur hierdie woord, Vader, in Jesus naam. Amen. So, die een worsteling was, wat wil julle hê, moet ek met Jesus doen, was Pontius Pilatus se vraag aan die Jode. Maar, dit bring 'n mens tot by 'n onvermydelike besluit. Want ek bedoel, die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het, die feit dat Jesus uit die doodheid opgestaan het en ons vandag op opstandingsmôre dit herdenk, is die een groot vraag natuurlik wat ons nou mee worstel. En die vraag is, wat moet ek maak met Jesus? Ek weet wat het Pontius Pilatus gedoen, ek weet wat het ander mense gedoen, ek bedoel, maar net om hier te lees, in die finale analise, moet ons almal kan sê, wat doen ek met Jesus Christus? En ek praat nie net van die gekruisigde Christus nie,
Ek verwys nou ook na die opgestane heiland. Want ek bedoel, ons word almal gekonfronteer, elke mens, met hierdie vraag wat Pontius Pilatus gevra het, wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word? En daardie vraag weer klink deur die eeue heen, al vir 2 millennia, vir bykans 2000 jaar, word die vraag gevra, wat moet ek doen met Jesus wat Christus genoem word? Daar kan tog seker nie 'n meer dramatiese gebeurtenis wees in die menslike geskiedenis as Pontius Pilatus se handeling, sy doen en late met Jesus Christus nie. Ek bedoel, daar was 'n stadium wat hy selfs Jesus gedreig het met die woorde, weet u nie dat ek mag het om u te kruisig en mag het om u los te laat nie? Dit sê vir hom hier in Johannes 19 vers 10. Ek het mag om u te kruisig en u los te laat. En jy weet, ek en jy het vandag mag om te doen met die naam van Christus wat ons wil. Of jy val neer en jy aanbid hom, of jy verwerp sy naam, of jy eerbiedig sy naam, of dit is maar net 'n skelwoord in jou mond, of dis 'n naam wat jy liefhet, of dis 'n naam wat jy verwerp, of dis 'n naam wat jy ignoreer, of dit is 'n naam voor wie jy neerval met groot eer en aanbidding. Waar staan ek en jy? Ons weet mos waar Pontius Pilatus gestaan het as ons na die skrifte kyk. Ons weet waar die owerhede van die Jode gestaan het, die Sadduseërs en die Herodiane en die Fariseërs, en hoe hulle hom verwerp het. Ons weet hoe 'n deel van die volk hom verwerp het en wat hulle standpunt was oor wat moet ons doen met Jesus wat Christus genoem word. En natuurlik, toe sy gewete, dit is nou Pontius Pilatus se gewete hom vermaan, toe verklaar hy later, ek vind geen fout in hom nie. En my vraag is, watter kwaad het Jesus aan jou gedoen? Is daar iets wat jy by God fout vind, wat jy hom voor kwaadlik neem? Jou eie lewe, ek bedoel baie van die dinge wat ons in lewe ervaar, is weens ons eie toedoen, weens die eie besluite wat ons in die lewe geneem het, en baie mense wil dit voor God se deur neerlaat en sê, hoekom het die Here dit toegelaat, asof God het dit gedoen? Wel, hier is ons nou, waar hierdie man se gewete hom so aanspreek, dat hy vra, en hy sê ook vir hulle, wat moet ek met hom doen? Want ek vind geen fout in hom nie. Hy kon nie in Jesus enige fout vind nie. Ek vind geen skuld in hom. Op 'n ander plek, toe sê hy, maar ek vind geen skuld in hom nie. Ek het dit ondersoek. Wat het hy verkeerd gedoen, dat julle dit wil hê? En hy het hom voorgenem in sy eie hart, nie, om hom los te laat. Dit staan so geskryf in Matteus 27 vers 18, want hy het geweet dat die Jode hom uit nydigheid oorgelaat het. So voor die opstandingsmôre, voor die heerlike opstanding van Christus uit die graf uit, hy het niks verwag nie. Hy het nie geweet in sy dwaasheid en in sy onkunde dat dit is die seun van God wat hier voor hom staan nie. Hy het nie geweet daar kom 'n opstandingsmôre. Daai dag toe hy Christus oorgee het om gekruisig te word, toe hy moes 'n besluit oor die Here Jesus neem. Ek bedoel, as hy geweet het dat hierdie man wat hy tot die kruis veroordeel, sal oor 3 dae uit die dood uit opstaan, hy sou nooit in sy lewe gewaag het om eers so besluit te neem nie. So sy vraag oor sy eie lippe, die hele drama wat nou uitspeel, wat moet ek doen met Christus Jesus? Nou wil ek ook iets vra. Wat doen jy met die gekruisigde, opgestane Here Jesus Christus? Wat doen ek en jy met hom? Want ek bedoel, nooit as te nimmer kan ek en jy ons verantwoordelikheid ontvlug nie. Want onthou, daai besluit wat om te doen met die opgestane Here, die feit dat hy eers gekruisig was vir my en jou sonde, plaas 'n groot verantwoordelikheid op my en jou. Ons kan nie probeer om uit dit uit los te kom. Ek en jy kan nie vandag sê, maar ons was nie deel van die pakkie daai dag. Ons stem nie saam met Pilatus se doen en late. Ek en jy kan sê, ons stem nie saam met wat die Joodse owerhede besluit het nie. Kajafas en Ananias, die hoofpriester en sy skoonvader. Ons was nie deel daarvan nie. Die mense wat gesê het, laat hom gekruisig word. Ek en jy was nie deel daarvan nie. So, hoekom raak dit my? Nou wil ek net sê,
Jy kan nie die verantwoordelikheid na iemand anders toe skuif nie, want in Jesaja lees ons dat hy terwille van ons sondes, terwille van ons ongeregtighede, is Christus gekruisig. Ek bedoel, die feit dat hy in die kruis gesterf het, is vir my en vir jou. Hy het dit nie net vir hulle gedoen nie, hy het dit nie net vir sekere mense gedoen nie. Jesus Christus het ons sondes op hom geneem. Jesaja 53 sê, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, terwille van ons oortredinge, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. So kyk ek na die woord van die Here, dan besef ek kan nie dit vermy nie. Op hierdie opstandingsdag kan ek nie die man wat gesterf het aan die kruis vermy nie, want is een en dieselfde persoon. Die een wat aan die kruis gesterf het, is die een wat uit die dood uit opgestaan het. So wat ook al die pogings van Pilatus was en ander saam met hom, een ding is verseker, hy moes 'n besluit geneem het. En ek en jy moet ook vandag 'n besluit neem. Wat besluit ek oor die een wat opgestaan het uit die dood uit, nadat hy die lyding van die kruis deurstaan het, dat hy tot in die dood getrou was, om as seun van God vir ons sondes sy eie lewe neer te lê. Onthou, ons praat van iemand wat geen sonde van sy eie gehad het. Ons praat van iemand wat ons sondes op hom geneem het, wat in ons plek aan die kruis gesterf het, wat die straf, wat die vrede aanbring, ons verhouding met God, dat ek vrede met God kan hê, het op hom neergekom die straf. Hy het die straf gedra. Hy is die een wat aan die kruis 3 dae van tevore gesê het, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Bitter min mense sal Jesus in koue bloed verraai, soos Judas Iskariot gedoen het. En tog is daar mense wat dit doen. Dit is so dat bitter min mense sal in die aangesig van die dood hom totaal verwerp. En tog, die kwaaddoener aan die kruis het hom verwerp. Die een aan die ander kant het hom tot Jesus gewend en gesê, dink aan my Here, wanneer U in U koninkryk kom. En Jesus het vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit het 3 dae van tevore gebeur, toe hy aan die kruis gehang het. Kan jy glo dat daar 'n man was wat sterwend aan 'n kruis was, en Jesus bespot en gehoon het, en gesê het, as U die seun van God is, kom van die kruis af, en red ons. So, ek wil nie daaraan dink nie, sê baie mense. As jy het baie mense wat op hierdie dag, hulle wil nie daaraan dink nie. Hulle hou partytjie, hulle hou feeste, hulle gaan hou naweek op 'n ander plek, hulle gaan eet uit, dit is lang naweek, hulle gaan lê by die see, hulle gaan 'n vakansieoorde toe. En dit is so, miskien is jy ook daar, en jy maak tyd om na die woord van die Here te luister, geseënd is jy, dat jy dit ook doen. Maar daar's vele ander, hulle wil nie daaraan dink nie, hulle wil nie aan Paasnaweek dink nie, want Paasnaweek is vir hulle 'n probleem. Die man aan die kruis wil hulle nie aan dink nie. Die een wat uit die dood uit opgestaan het, hulle wil nie daaraan dink nie. Hulle hou hulle besig met ander dinge. Maar ek en jy weet, hierdie dag is een van die grootste dae in die jaar om te onderhou. Jy weet, daar's ten minste 3 dae 'n jaar, en soms sal ons as kerk sê, ten minste 4 dae 'n jaar, wat ek en jy nooit kan ignoreer nie. En die een is die feit dat Jesus vir ons gebore is. En gewoonlik sou ons op Kersdag, en dit maak nou nie saak watter dag Jesus gebore is in die jaar nie, maar as 'n kerk sou ons gewoonlik op 25 Desember bymekaar kom en sê, ons herdenk net sy dood. Nie die feit dat hy op hierdie dag gebore is nie, maar die feit dat hy gebore is. So, 1 keer 'n jaar dan wil 'n mens tot stilstand kom en net sê, dankie Jesus, dat U vir ons gebore is in Bethlehem stal, die seun van God na hierdie wêreld toe gekom het, omdat God ons so lief gehad het, hy sy eniggebore seun gestuur het vir ons. Maar dan, die dag van die kruis, toe hy gesterf het, en dit het ons Vrydag herdenk, die feit dat hy aan die kruis sy lewe vir ons gegee het, dit is 'n dag der dae, en gewoonlik wat ons gedoen het, en ons het dit ook Vrydag gedoen, het ons nagmaaldiens gehad, sy bloed wat vir ons gestort is, sy liggaam wat vir ons deurbore is aan die kruis, die beker en die bloed.
Maar nou, vandag, is die dag der dae, hy leef, hy het opgestaan, en ons herdenk dit. Maak nie saak wat die wêreld sê, maar ons weet dat hy dit gedoen het. En dan die 4de dag, wat ons graag herdenk, is die feit dat hy 40 dae daarna opgevaar het na die hemel. En hy sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy weer eendag sal kom. So ek en jy op hierdie dag, word ons ook daar herinner. Hy het nie net uit die dood uit opgestaan en sy disippels verskyn, maar hy het ook opgevaar na die hemel, 40 dae daarna, van waar hy sal kom eendag om te oordeel die lewende en die dode. So die besluit kan ek nie aan iemand anders te oorlaat oor Christus. Ek kan dit nie aanskuif en sê, ek wil niks te doen hê met wat die Jode gedoen het. Ek wil niks te doen hê met wat die Romeinse soldate gedoen het. Ek wil niks te doen hê met wat Caiaphas die hoofpriester gedoen het, of selfs Pontius Pilatus, die gouverneur van Jerusalem op daai stadium. Ek wil niks daarmee te doen hê nie. Ek kan dit nie sê nie. Want Jesaja 53 sê, hy het dit vir ons gedoen, vir ons ongeregtigheid, ons misdade, ons oortredinge, ons skuld, ons sondes. En daarom die besluit van die feit dat hy gekruisig is en opgestaan het uit die dood, kan ek en jy ook nie kompromiteer as ons met dit van aansig tot aansig te doen het nie. Die rede vir dit is, ek en jy weet, as ek faal om die vraag te antwoord, sal God my eendag, die Vader, my verantwoordelik hou. Wat het ek gedoen met Jesus? Want Pilatus was gekonfronteer, wat moet ek doen met Jesus wat Christus genoem word? Ek wil vir jou vra, wat moet ek doen met Jesus die Christus wat gekruisig is en wat uit die dood uit opgestaan het? Pilatus, wat sou jy gedoen het as jy geweet het, die een wat jy tot die kruis verdoem, toe jy gesê het, et crucem, toe jy op daardie dag gesê het, na die kruis sal jy gaan, toe jy hom laat gesel het, en hy stikkend geslaan was en bespot was en 'n doringkroon gehad het, toe het jy uitgeroep, ecce homo, toe het jy gesê, daar is die mens. Die Bybel sê, hy was verag en deur mense verlaat. 'n man van smarte en bekend met krankheid. Jy sien, ons kan nie die besluit van die kruis en die opstanding eintlik vermy nie, want dis die realiteit van menslike geskiedenis. Dit het werklik gebeur. Ek bedoel, daar was tye gewees daai dag, oor en oor, dat Pilatus het probeer vermy het, waar hy vir hulle gesê het, maar ek vind nie skuld in hom nie. Waar hy hom gestuur het na Herodes, toe laat Herodes 'n besluit oor hom. Toe hy hoor hy kom van Galilea af, toe stuur hy Jesus na Herodes, toe laat hy die besluit neem. Herodes wil nie die besluit neem nie. Herodes stuur hom terug na Pilatus toe, hy moet die besluit neem. So as dit kom by koning Herodes, hy wil nie die besluit geneem het nie. En toe hy dit verneem het, en hy Jesus toe gestuur het, en Jesus kom terug, toe besef hy, maar hy kan nie wegkom. Toe het hy sy hande gewas, met water. Ek en jy kan nie vandag 'n emmer water vat, of 'n bak met water, en my hande gaan was, en sê, ek wil niks te doen hê met hierdie man nie. Hy is die seun van die mens. Hy is die seun van God. Hy is die liefde van die Vader. Hy is die punt van die Vader hart. Hy is die geseënde seun van God, wat uit liefde, so lief, het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Uit liefde stuur God sy seun. Wat maak jy met daai liefde? Kan jy dit vermy? In hierdie opstandingsdag, die verreëse, lewende, verheerlikte Here Jesus Christus, wat sê jy van hom? Al die water in die wêreld kan nie die bloed van Jesus Christus en die krag van die bloed wegwas nie. Want net die bloed van Jesus reinig van sonde. Die Bybel sê, die bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde. Onskuldige bloed. En jy weet, Abel se bloed, die eerste mens wat vermoor is op aarde, lees ons in Hebreërs hoofstuk 12, roep om vergelding, want God sê vir Kain, hy sê, Kain, jy kan dit ook in Genesis 4 lees, die Here sê, die bloed van jou broer, onskuldige bloed, roep tot my, die bloed wat in die stof
van die aarde gestort is, daai bloed wat droog geword het in die stof van die aarde, daai gestolde bloed, roep tot my om wraak, want jy het jou broer vermoor. Maar Jesus se bloed, sê Hebreërs 12, spreek van beter dinge as Abel, want Jesus se bloed spreek van vergifnis. Hy het aan die kruis gesê, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Wow! Hulle weet nie wat hulle doen nie. Pilatus, weet jy wat jy doen? Sy vrou het hom gewaarsku, selfs 'n brief van sy vrou, wat sê, ek het vandag in 'n droom verskriklik gelei ter wille van hierdie man wat voor jou staan, moet niks te doen hê met hierdie man nie. Op die uiteinde, het hy sy hand in water gewas, hy het gesê, ek wil niks met hom te doen hê nie, en tog was jy die een wat die besluit geneem het om na die kruis te stuur. Wat is my en jou besluit? Want jy sien, dit kom nie sonder 'n prys nie. Ek en jy gaan 'n prys betaal. Jy gaan met jou lewe betaal. Want as jy nie die besluit neem om Jesus Christus te eer as die Seun van God in jou lewe, om hom eerste te stel bo alles in hierdie lewe, en jou lewe aan hom te gee nie, want hy het sy lewe vir jou gegee, dan gaan hy jou eendag verantwoordelik hou. Want die Bybel sê in Hebreërs 9 vers 27, die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Dit kan ek en jy nie ontvlug nie. En sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie. So as Jesus se bloed, die opgestane Here Jesus, die opgestane Heiland, op hierdie opstandingsdag, die lewende Here Jesus, nie die gekruisigde nie, want hy is nie meer gekruisig nie. Hy lewe. Hy's vandag, hy was die gekruisigde, maar hy is die opgestane, verheerlikte Christus in die teenwoordigheid van die almagtige God. Natuurlik moet jy 'n besluit neem, ook ek en jy. Dit is seker moontlik om weens my posisie in die samelewing en wat dit my iets gaan kos om die besluit uit te stel wat ek met hom gaan doen, maar dit kan dalk ten koste van die ewigheid wees en ten koste van die ewige lewe. Want jy sien, om hom te volg, die opgestane Here, vra iets. Wie agter my aan wil kom, moet sy kruis opneem en my volg. Dit vra selfverloning. Is jy bereid om vandag die opgestane, die een wat op die Sondag, die eerste dag van die week, uit die doodheid opgestaan het, om te sê, ek volg daardie man, die een wat aan die kruis gesterf het, die Seun van God. En die feit dat hy sê, wie vader of moeder of broer of suster voor my stel, is my nie waardig, is dat ek stel niemand bokant hom. Dis 'n onvermydelike besluit. Wie's eerste in jou lewe? Is dit jou geld? Is dit jou besitting? Is dit jou voertuig? Is dit jou plaas? Is dit jou hond? Wat is dit? Wat in jou lewe beheer jou hele lewe is vir jou die mees belangrikste ding? Is dit iets wat jy besit? Of is dit Jesus Christus, die ewige, die een wat opgestaan het uit die dood uit, en vandag sê, as jy agter my aan wil kom, moet jy jouself verloon en my eerste stel, bo vader, bo moeder, bo vrou, bo kind, want as jy dit nie doen nie, is jy my nie waardig nie. My eerste prioriteit is Jesus Christus, bo die materiële. Onthou, hy het ook gesê in Lukas 14 vers 33, as iemand nie van al sy besittings afsien, kan hy my disipel nie wees nie. So mammon kan nie jou lewe regeer nie. Geld kan nie my en jou lewe regeer nie. Materiële dinge kan nie eerste gestel word nie. Christus, die opgestane, verheerlikte Jesus Christus, moet eerste wees, bo alles in hierdie wêreld. En inteendeel, in Lukas 5, vers 28, lees ons, en hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. Dis wat ons moet doen, vandag. Niks in hierdie wêreld moet my terughou om hom te volg nie. Is jy bereid om alles te verlaat as jy moet? Alles te verlaat ter wille van hom. Hy gaan nie tweede beste wees nie. Hy gaan dit ook nie aanvaar nie. Jy sien, jy kan nie kompromie aangaan nie. Hy is of eerste en hy's alles of hy's niks.
die opgestane Here. So wat ek en jy te doen het op hierdie dag, is met die een wat gesê het, jy moet alles laat vaar en my volg. Die een wat sê, daar's nie neutrale grond nie by Golgotha, ook nie by die tuingraf nie, want die tuingraf is leeg, hy is nie meer daar nie, hy het opgestaan, hy is nie meer op die kruis nie. Elkeen van ons moet kies, waar staan jy? En wat ek leer uit die skrif uit Pontius Pilatus se doen en late, 'n besluit is onvermydelik. Wat ek leer uit wat die apostel se handelinge was, die besluit is onvermydelik. Ek stel dit aan jou. Die kruis is baie meer as net 'n simbool van die Christendom. Mense dra graag 'n kruis om die nek, of dit hang iewerste aan 'n spieeltjie in hulle motor, of agterop hulle voertuig op die buffer aan die agterkant van die kattebak van hulle voertuig, of iewerste hier by ons in die Kaap, by die heuwel, by Tygerberg heuwel. Vanoggend toe ek kerk toe ry, toe sien ek pragtig hoe hang die kruis van Jesus, die lig wat uit die kruis uit straal, wat hulle daar opgesit het as 'n beeld om almal te herinner hier in die Weskaap, die kruis is nog steeds Christus Jesus se kruis. Wat maak jy met die kruis? Die besluit is onvermydelik. Vriende, die boodskap van die Christendom is die kruis is leeg. Die graf is leeg. Hy is nie meer daar nie. Hy hang nie meer aan 'n kruis nie. Pilatus, jy was gewaarsku. Jy was gewaarsku deur jou eie sin van geregtigheid, deur jou eie gewete, deur selfs jou vrou. Maar vandag wil ek sê, die woord van die Here waarsku vir my en jou. Wat gaan ek en jy doen op hierdie dag met die opgestane, verheerlikte Here Jesus Christus? Ek en jy het die besluit om te neem vandag. Wat gaan ek doen op hierdie opstandingsdag? My antwoord is doeteenvoudig. Ek wil hom loof en prys. Ek wil hom aanbid. Ek wil vir hom dankie sê. Ek wil hom eer. En ek wil vir my heiland sê, dankie Here, dat U vir my U lewe gegee het. Ek verdien dit nie. Ek is dit nie waardig nie. Maar U het dit vir my gedoen. Daarvoor wil ek U loof en prys op hierdie opstandingsdag. Dis waarom ons in kerke bymekaar kom. Dis hoekom ons bymekaar kom as familie op so 'n dag om te vier die feit dat hy leef. Hy's nie hier nie, soos die engele gesê het vir die vroue daai dag by die graf. Kom kyk waar hom neergelê het. Hy's nie hier nie. En Jakobus en toe Petrus en Johannes dit hoor, toe Petrus en Johannes gehardloop na die graf toe. En toe hulle daar kom, toe sien hulle maar hy is nie daar nie. Want die graf is leeg. Die kopdoek was mooi opgerol een kant, die kleed was daar, maar hy's nie daar nie. Ek wil vir jou sê, hy's in die hemel. En hy sal weer kom uit die hemel uit. Is die gekruisigde, opgestane, verheerlikte Jesus Christus jou Here en jou saligmaker vandag? Want as hy is, dan is dit 'n moontlikheid dat ek en jy hierdie dag grootliks hom kan loof en prys en op hierdie opstandingsdag sê, dankie Here. Ek onthou in die jare wat verby was, toe ons altyd Paasnaweek gedienste gehou het en met as 'n kerk, was ons ook daar by die see gewees baie keer. Dan het ek vroeg op opstandingsmôre, toe ek daar by die see gebly het, dan wanneer die eerste strale van die son opkom op opstandingsmôre, het ek gesit daar teen die kuslyn en gekyk oor die see as die eerste strale van die son opkom, om te dink en net 'n oomblik tyd te spandeer met die opgestane Here daar. En ja, op 'n dag soos hierdie, vroegoggend, as jy uit jou bidkamer het gekom het en jy weet, jy het neergekniel en jy het hom gedank, was jy al, soos wat ek vanoggend vroeg by die Here was, op my knieë om vir hom dankie te sê vir wat hy gedoen het? Was jy al daar? Was jy al op jou knieë gewees? Het jy vanmôre gebuig en gesê, Jesus, ek loof U, ek eer U, ek prys U. Vader, dankie dat U hom gestuur het. Ek moet myself gedurig herinner. Hoekom dink jy gebruik ons dwars deur die jaar 1 keer 'n maand nagmaal? Want dit is 'n gedagtenis. Ons moet voortdurend herinner word. Dis hoekom ons elke jaar op Paasnaweek saamkom en ons vier sy kruisiging en sy opstanding. Ons het nodig om voortdurend
daaraan herinner te word en dit help ons om te bly op die smalle en die lewende weg wat lei na die hemel heen. Is jy gereed om hom te loof en te dank vir die feit dat hy vir jou sy lewe gegee het en vir my en jou uit die doodheid opgestaan het om ons Here te wees, om ons verlosser te wees, om ons saligmaker te wees, om die koning van ons hart te wees. Is jy gereed om hom so te ontvang? Kom ons bid saam. O dierbare Jesus, dierbare Here. Dankie, dankie, dankie Jesus, dat U alles deurgemaak het. Die lydingsweg, die Via Dolorosa, selfs daar by Gebata, toe die oordeel oor U uitgespreek is, toe U geneem is na die soldate en hulle U geslaan het, bespot het, 'n kleed aangetrek het, 'n doringkroon op die hoof geplaas het, 'n riet in die hand en U gedwing het om die kruis te dra tot by Golgotha en U daar bespot was, ook deur een van die manne aan die kruis en mense wat daar gestaan het. Toe het U uitgeroep, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Want dit was die Godsplan dat U vir ons sou ly, dat U bereid was om U bloed te stort tot vergifnis van ons sondes en ons ongeregtigheid en dat U opgestaan het op die 3de dag uit die dood uit, omdat U die duiwel oorwin het, U die dood oorwin het, U die sonde oorwin het. Dankie Jesus, U is die oorwinnaar, U is die Here van die Here, U is die koning van alle konings. En vandag wil ons U loof en prys en sê U is die opgestane heiland en ek erken en ek bely dit, Here, en ek sal my kruis opneem elke dag en ek sal U volg tot op daardie dag wanneer U my kom haal. Ek sal U eer elke dag in my lewe. Ek sal U aanbid elke dag in my lewe. Ek sal U verheerlik elke dag in my lewe. Ek sal U volg as U disipel elke dag van my lewe. Hou my trou, Here Jesus. Hou my trou, want daar's 'n stryd om te stry. Daar's oorwinning te verkry en U het vir ons die hemel bestem as 'n ewige woning en ook die nuwe Jerusalem wat uit die hemel uit neerdaal. Dankie Here dat U vir ons 'n plek gaan voorberei het en dat U gesê het, ek gaan vir julle plek voorberei in die huis van my Vader en ek kom julle haal sodat julle kan wees waar ek is. Dankie Here dat op hierdie opstandingsdag ek weet U is in die hemel. Ek weet U is aan die regterhand van die Vader, maar ek weet ook dat U eendag sal kom om U kinders te kom haal. En daarvoor loof en dank en prys ek U op hierdie opstandingsmôre. Dankie Vader vir Jesus. Amen. Hoe wonderlik. Hy het opgestaan. Hy's nie hier nie. Mag die Here jou seën in hierdie dag. Mag jy 'n wonderlike naweek hê en bewaar sy woord soos goud in jou hart. Geseënd is jy op hierdie opstandingsdag in Jesus lieflike naam. Tot 'n volgende keer. Totsiens.